1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Uit die modder gesleep. Hier is nou 'n baie klein storieetjie oor 'n baie klein seentjie. Hy was maar net 4 jaar oud toe dit gebeur het. So julle moenie lag as julle dit hoor nie. Ek noem hom maar klein man, want hy het so klein gelyk toe hy eendag met my kom praat het. Klein man se vader het 'n motor en 'n woonwa. En nie lank gelede nie, het hy klein man en die res van die gesin op 'n lekker vakansie geneem. In die begin het alles goed gegaan en almal was baie gelukkig. Maar toe besluit vader eendag om uit die groot pad te draai en 'n deel van die distrik te sien wat hy nog nooit tevore gesien het nie. En waar nie baie mense gewoon het nie. Dit was groot pret terwyl die son nog geskyn en die paai droog was. Maar toe begin die weer opsteek. En nie lank nie, toe stort die reën. Nou was dit 'n ander storie. En het dit nie gereën nie. Dit het sommer skilpaaie gereën. En die wêreld was die ene modder. Die motor se wiele het weggesak en die woonwa het vasgeval. En daar sit hulle. Vader het uitgeklim en sake so 'n bietjie bekyk. Maar hy was gou sopnat gereën en vol modder. Dinge lyk nie goed nie, het hy gesê toe hy weer in die kar klim. Ek vrees ons gaan 'n rukkie hier vassit. En dit was ook so. Stadig aan het dit begin donker word en die nag was aan die kom. Arme klein man het bang geword en mamma en pappa het hom te vergeefs probeer gerusstel. Daar is niks om oor bang te wees nie, het hulle gesê, want hulle kan mos in die woonwa slaap. Maar klein man kon nie getroos word nie. Hy was glad nie gelukkig oor die idee om die nag op daardie smal en verlate pad deur te bring, waar iets dalk in die donkerte in hulle kan vasry nie. Hy wou net huis toe, of dan ten minste na 'n veiliger plek. Toe begin hy bid. Dit was so 'n eenvoudige gebedjie, dat party mense miskien daaroor sal lag, maar dit was 'n baie opregte gebedjie. Net hierdie paar woorde. Liewe Jesus, sleep ons asseblief uit die modder. En naderhand het dit opgehou reën en pappa het weer uit die motor geklim. Hy het die sagte lopende modder voor die wiele met 'n graaf probeer wegkry. Maar binne-in die motor het klein man net aangehou bid. Liewe Jesus, asseblief, sleep ons uit die modder. Asseblief Jesus, sleep ons tog uit die modder. En so tussendeur loer hy by die venster uit na pappa. Toe vader byna die wiele losgegrawe het, kom daar 'n wa met 2 sterk perde verby. En toe sleep die boer die motor met die woonwa tot op vaste grond. Klein man was tog so bly. Hy was seker dat sy gebedjie verhoor is en tot vandag toe het hy nooit vergeet om Jesus dankie te sê omdat hy kom help het nie. Dis nie net saans dat hy daarvoor dankie sê nie, maar hy doen dit gereeld 3 maal per dag wanneer hy aan tafel bid. Ek het hom gevra om presies vir my te sê hoe hy bid en hier volg sy woorde sonder enige verandering. Amen. God seën hierdie kos. Jesus het ons uit die modder gesleep. 'n Salige, lieflike geloof van 'n klein kindjie. Fluit, fluit. My storie is uit.